kom ons verheerlik sy naam. Kom ons verheerlik sy naam. Kom ons verheerlik sy naam. Alles verander, maar Jesus nooit. Kom ons verheerlik sy naam. Kom ons verheerlik sy naam. Kom ons verheerlik sy naam. Alles verander, maar Jesus nooit. Kom ons verheerlik sy naam. Daarbo in die hemelse Kanaan ontmoet ons mekaar met Jesus ook daar. Daarbo in die hemelse Kanaan ontmoet ons verseker mekaar. As jy daar is, voor ek daar is, kyk uit vir my. Ek kom gewis, daarbo in die hemelse Kanaan ontmoet ons weer seker mekaar. Daarbo in die hemelse Kanaan ontmoet ons mekaar, met Jesus ook daar. Daarbo in die hemelse Kanaan ontmoet ons weer seker mekaar. As jy daar is, voor ek daar is, kyk uit vir my. Ek kom gewis, daarbo in die hemelse Kanaan ontmoet ons weer seker mekaar. Daarbo in die hemelse Kanaan ontmoet ons mekaar, met Jesus ook daar. Daarbo in die hemelse Kanaan ontmoet ons weer seker mekaar. As jy daar is, voor ek daar is, kyk uit vir my. Ek kom gewis, daarbo in die hemelse Kanaan ontmoet ons weer seker mekaar. Môre Leefstyl familie, hoe gaan dit met julle? Genee, hoe gaan dit met julle? Amen, halleluja, dit gaan goed, ons is opgewonde. God is good. Vir wie was die Here goed die week? Yes, wie wil iets sê van sy goedheid wat hy vir jou gedoen het? Kom nou! Ons moet iets sê, ons kan niks sê nie. Wel, he was good for me en vir Polly, want dit gaan goed met Paul. Hy is by die huis en hy wou net kerk toe kom en ek moes sy voete amper vasmaak aan die bed om seker te maak hy klim nie uit die bed uit nie. En ek het gesê gaan koekmeel strooi dat ek sien hy het nie uitgeklim nie. Want as daar spoortjies is dan kom hy nie volgende week preek nie. Kom ons hoor hierso, Tannie. Gee vir ons. Môre almal, hy het my deurgedra. Daarom is ek hier vanmôre. Al die eer aan hom. Yes, amen, deurgedra. Yes, daar's 'n lekker liedjie van deurgedra. Julle ken hom? Awesome, is 'n awesome song. Nou ek wil vir almal baie baie welkom sê. Enige besoeker, mag jy die diens saam met ons vanoggend geniet. Ons het vanoggend kerk toe gekom, nie net omdat ons moet nie, né? Of moet jy kerk toe kom? Of wil jy kerk toe kom?
Yes, ek wil. Tannie Elise, ek het verlede week ook nie vir jou hallo gesê nie. Hallo Tannie Elise. Gesoek, sy het my gesoek. So met ander woorde, ons wil kerk toe kom, want dit is die regte ding. Ons leer in die woord dat hy sê, ons moenie die onderlinge byeenkomste mis nie. En hierdie is nie net 'n onderlinge byeenkoms nie. Daar's ander dinge ook wat 'n mens nie moet mis nie, waar ons as 'n geestelike familie bymekaar kom. Dis belangrik om skouer te skuur met 'n ander een, né? Pastor Chantel, ons moet skouer skuur vanmôre. En hier waar ons vanoggend sit, lyk elkeen van julle so mooi. Ek sien sommer julle gesiggies glitter. Oh, ek like it. Die kinders is in die kinderkerk besig, so dit gaan goed daarso. Waar staan die Martie? Tannie Martie, kruip jy vir my weg? Kom hier so asseblief, Tannie Martie. Open vir ons die diens vanoggend, dankie. Here, baie dankie dat ons vanmôre in u teenwoordigheid kan inbeweeg het. Dankie Here dat ons weet u is reeds daar. U is die gewer van alle gewes. Here, ons wil vanmôre die diens aan u opdra en ons wil vra, Here, elkeen wat hier is, maak hulle harte oop, gee hulle geopende ore, sodat hulle sal ontvang dit wat u in die woord het. Here, seën pastoor Chantel vanmôre, ook die musiekspan, en ons sal nie nalat of u die lomp die eer nie aanbring te bring nie om Christus ontwil. Amen. Amen. Nou ja, ek wil vir julle vra om vanoggend asseblief rustig te raak in die gees. Vanoggend is nou, ons doen dit die Palm Sondag. Iemand moet nou opstaan. Wie moet nou wakker word? Drink 'n pillie. Okay, maar toe maar. Ons is nou op Palm Sondag vanmôre. Ons gaan in die Paastyd in, ons gaan in waar Jesus gekruisig word en ons gaan in daar waar ons weet die graf is leeg. En vir my is dit 'n awesome tyd en ek glo ook vir elkeen van julle wat hier is, want dit is hoekom ons hier is vandag. Nie net om kerk toe te kom, maar om te weet ons koning lewe, hy het opgestaan. Amen. So ek gaan julle nooi en vra, staan op saam met my. Wees nou versigtig op ons rooi mat, in ons palmtakke, maar dit is nie so baie soos verlede jaar nie, en daar waar jy stap, gooi jou tiende en offerhande by die skatkis in, maar sê vanoggend vir iemand wat jy nog nie gesê het, hallo nie. Sê vir daai iemand hallo. Hier is soveel mense van ons, wat hier is, wat nie eers mekaar ken nie. Ons moet mekaar ken, maatjies. Ons moet weet, ons is een in Jesus. Amen. Halleluja, dankie Vader. So nooi ons julle nou na vore om te doen wat in jou hart is om te doen, sodat ons kan aangaan met vanoggend se program. Dankie musiekspan. Sing tot eer van die Here.
jou hand sien as jy saam met my stem. Kom ons sing dit dan. There's no God like Jehovah. Is jy reg, gaan jy saam met my dit sing? There's no God like Jehovah. 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 The holy God, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet calls, so lift your voice, sing here of jubilee. And out of Zion's hill, salvation comes. There's no God like Jehovah. 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 Behold, He comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet calls, so lift your voice, sing here of jubilee. Out of Zion's hill, salvation comes. Baie dankie, baie dankie. Kom ons bid saam. Ons magtige koning en hemelse Vader. Here, ek dank U vir U teenwoordigheid vanoggend. En ek weet U is hier teenwoordig want U woord sê waar 2 of 3 in my naam vergader. En Here, ons is vanoggend baie hier wat in U naam vergader in diepe afhanklikheid van U. En daarom kan ons met gesag sê en vrymoedigheid, ons weet U is hier en dankie dat ons in U midde mag staan. Dankie Here vir hierdie woord wat vanoggend uitgaan, wat weer eens in U hart gebore is. Dankie Here vir ore wat gaan hoor. Here vir my vleeslippe wat feilbaar is, wat dit mag bedien.
Dankie dat U woord met my vertrou. Dankie vir die lofprysing. O Here, die aanbidding wat ons mag na U toe bring, en dat dit vir U so 'n wonderlike geur is. Omdat ons net kom met wat ons het. En ons, Vader, ons is nie die beste nie, maar ons streef om die beste in Christus te wees. En ons bring dit wat ons het in nederigheid, en ons kom sit dit by die voet van die kruis neer, en ons vra, Vader, mag dit U welbehaaglik wees, deur die bloed van die lam. Seën hierdie oggend, seën elke toehoorder, bid ek in Jesus naam, amen en amen. Jy mag jou sitplek neem, baie dankie. My tema vir oggend, Hosanna, die koning is hier. Hosanna, die koning is hier, en ek is bly dat julle elkeen hier is. Hier is 'n bietjie bekende gesigte vir oggend, hallo. Kan ek voor ek begin gou 'n versoek rig? As julle deur daai hout deur gaan, amper so reg oor daai hout deur, is ons bidkamer. En daai bidkamer is nie net vir die ouderlinge, of vir die musikante, of vir, ek weet nie, een of ander iemand wat sekere tiendes gee nie. Daai bidkamer is vir die gemeente. En jy is welkom. En ek wil vir julle sê, vanoggend toe stap ek op 'n stadium uit en ek kyk, waar is die ouens wat in die bidkamer moet wees? Al kom jy 10 minute vroeër, wil ek jou nooi om in te kom en saam te kom bid. Want baie keer kom die vyand en hy val ons op ons meeste aan as ons kerk toe kom. Dan is daar een of ander onmin, want hy weet hier gaan 'n salwing wees en hy wil nie hê jy moet dit kry nie. So, ek wil jou vra, die diens begin daar en ek wil vra dat jy al daar sal deel wees. Ons het 2 jong mense daar en ek wil die ander jong mense uitnooi en uitdaag om in te kom. Ons gaan jou nie vra om te bid nie, jy gaan net by jouself bid, no pressure whatsoever. En ek sien daar is 'n paar grysaards, ouens wat al so 'n bietjie met sneeu hier bo op die kop sit. En hulle is die voorbeelde. En ek dankie vir hulle wat hier is. Maar nou wonder ek, waar is ons ouens wat nog net so begin skimmel raak soos Johan? En waar is die ouens wat se hare nog alles een kleur is? Gebed is mos nie net vir die ouer garde nie. Besef julle, as hulle afgee, dan moet die jonges oorkom en oorvat. Want aan wie gee hulle daai leisels oor? Asseblief, jy het nie nodig om 'n gebedskrygsman en krygsvrou te wees, om daar te wees nie. Onthou, jy is so baie, baie welkom. Jy kan jou Bybel so lank vir my oopmaak by Markus 11. En ek gaan nou daarby uitkom. Mizaan het vanoggend so mooi gesê van dat ons Palm Sondag herdenk en dit is die begin van die Heilige Week, soos wat julle nou weet. Dit is 'n baie belangrike week hierdie in die geskiedenis van die kerk en van Christendom en ons kom en ons herdenk met blydskap vandag. Ek meen, ons het fees gevier, ons het palmtakke en vlae gewaai en julle het vanoggend op 'n eretapijt hier ingeloop. Mens voel amper onwaardig om hier te loop, want jy weet, eintlik simboliseer dit die pad wat Jesus geloop het. Maar omdat ons deur sy bloed gekom het, mag ons in nederigheid inkom en sê, Jesus, deur u bloed word ons waardig. So ons het blydskap in ons harte, maar vir die disippels was dit 'n bietjie van 'n ander storie gewees. Die disippels het met spanning en baie onsekerheid in hulle hart hierdie laaste week tegemoet gegaan. Vir die disippels was dit 'n tyd van, ek weet nie wat gaan gebeur nie, iets is op pad. En ek is benoud. En Jesus het iets gesê, maar wat hy sê maak nie vir ons sin nie. En daarom is ek weet nie, weet jy dalk wat gaan gebeur, Johannes? Nee, ek weet nie, maar ek het 'n onrustigheid in my hart. So vir hulle was dit nie 'n lekker tyd nie. Hulle was, soos die Engels ou sê, hulle was on the edge gewees. Die mense moes nie baie met hulle gekarring het op daai stadium nie. En hulle weet hulle moet Jerusalem toe gaan. So dit was vir hulle nie 'n goeie tyd nie. En vir Jesus was dit 'n tyd van hartseer gewees.
Want dit wat hy gebring het, wou die mens nie aanvaar het nie. Van die mense, meeste daar, wou dit nie aanvaar het nie. Sy eie mense, sy familie. Dit wat ek vandag vir julle bring, as julle dit nie aanvaar nie, weet julle hoe diep sal dit sny, want julle is my familie in Christus. En hy loop met hartseer, en hy loop selfs met vrees, onthou julle die tuin van Getsemane? So, dit was 'n anderste tipe week, vir die koning en sy disippels, as wat dit vir ons vandag is. Maar hy het gegaan met die wete en die sekerheid, dat hy moet die opdrag volbring. Hy moet. Al het hy gehoop, hy het geweet in sy hart, dat God nooit vir hom gaan sê, dis reg, die beker kan maar verbygaan nie. Hy het geweet, hy en net hy is die een wat dit kan volbring. En op God se tydlyn is hierdie dag, Palmsondag, so belangrik gewees, want dit is die aanloop van die gebeure wat sou lei tot die klimaks van die kruisiging en dan die opstanding daarna. So baie simboliek in hierdie week in. Nou ek kon vandag gepredik het oor die historiese betekenis van Palmsondag. En ek kon julle verveel het met baie historiese feite. Of ek kon gepreek het oor die simboliek van die donkie en van die palmtakke. Maar ek dink as ons nou 'n pad met God stap, dan weet ons darm nou al waaroor hierdie dinge gaan. So my boodskap vandag is nie tradisioneel nie. Maar dit wat ek vir jou bring, kom van die Here af. En dit is om jou hart te roer, sodat dit tot aksie kan oorgaan. Dit is wat God se doel en plan is, om jou tot aksie te noop. Want ongelukkig, die kerk van vandag, is in daardie posisie, wat ons hoor baie. Ons is toehoorders, maar ons doen nie meer so baie nie. Ons sit nie dit wat ons hoor in aksie nie. Ons stap nou daai deure uit, dat ons al amper klaar vergeet, waaroor die boodskap gegaan het. Ons het ontvangers geword, en ons moet ontvangers wees. Maar jy kan nie net 'n ontvanger bly nie, jy moet 'n dader ook word. Jy moet uitgaan en gaan doen, anders word jy vet en vetter en vetste in die gees in. En jy hou net alles vir jouself. Waar die Here wil hê, ons moet wakker wees in die gees. Ons moet dit vat wat ons gekry het, uitstap, en ons moet disippels gaan maak van alle nasies. En daarom is hierdie boodskap vandag van die Here 'n appel tot jou hart en tot jou lewe. En jy kan vat wat vandag hier gegee word. Jy kan vat. En ek bid dat jy doen, want dit gaan jou tot groot voordeel strek. Of jy kan los, en jy kan onveranderlik en koud en apaties by die deure uitstap. Dis jou keuse. Niemand dwing jou nie. Maar ek bid dat dit die eerste keuse sal wees, dat jy eerder sal vat. Nou, julle gaan sien, hier staan vanoggend, saam met al die palmblare, het ons 'n houer vol akkers. En die akkers is daar vir 'n spesifieke rede geplaas, want toe ek vir die Here vra, Vader, wat bring ek vanoggend op Palmsondag? Nou, ek is lief om te loop, soos julle kan sien, ek staan nie baie stil nie, en ek stap in die tuin, en ek begin bid, ek sê, Here, U moet vir my, wys my, wat bedien ek vanoggend? En die Here vestig my aandag op die akkers, wat op die gras lê. En die Heilige Gees begin met my te deel. En hy herinner my, dat iemand een keer gesê het, dat 'n akker is mos 'n saad. En 'n akker kom van 'n eikeboom, nie 'n akkerboom nie. Dit moet 'n akkerboom wees. Nee, dit kom van 'n eikeboom. So wanneer ons vir God vra vir 'n eikeboom, ek praat nou in die gees, okay? Jy vra vir God vir 'n groot ding, vir 'n eikeboom, dan gee hy nie vir jou altyd 'n eikeboom nie. In feite, hy gee vir jou bitter min 'n eikeboom, maar hy gee vir jou 'n akker. Want hierdie is nie jou eik nie, maar binne in hierdie akker is die vermoë en die potensiaal vir 'n eik om gebore te word. En God weet, die mens is ongelukkig natuurlik so geskape, dat as hy vir ons 'n boom gee, wat klaar volwaardig volgroeid is, dan gaan ons daai boom nie so waardeer, soos wanneer hy vir jou 'n akker gegee het.
en jy moet hom plant nie, want jy sien daar is iets binne in daai akker, daar is 'n saad binne daai akker, wat vermoë het, en hy weet, in elkeen van ons wat hier sit, is daar 'n kosbare vermoë. Nou ons gaan later terugkom na daardie akkers toe. Kom ons lees gou saam, Markus 11, vanaf vers 2. En ek gaan so 'n bietjie spring, so julle kan net saam met my kyk. Hierdie gedeelte van die intog in Jerusalem is so belangrik, dat al 4 evangelies, van Matteus tot Johannes, het hieroor geskryf. Vers 2 sê, en Jesus sê vir hulle, gaan na daardie dorp reg voor julle, en dadelik as julle daar inkom, sal julle 'n esel vul vind, wat vasgemaak is, waar geen mens op gesit het nie. Maak hom los, en bring hom. Vers 7, en hulle het die vul na Jesus gebring, en hulle klere daarop gelê, en hy het op hom gaan sit. Toe kom gooi baie mense hulle klere op die pad oop, en ander kap van die takke van die bome af, en strooi dit op die pad. Die Johannes weergawe sê dit was palmtakke. En die wat voorgeloop het, en die wat gevolg het, het uitgeroep en gesê, Hosanna, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Geseënd is die koninkryk wat kom in die naam van die Here. Die koninkryk van ons Vader Dawid. Hosanna in die hoogste hemele. Tot sover, dankie. Ek dink dit is belangrik om jou aandag daarop te fokus, dat Jesus wel op 'n donkie ingekom het. En die donkie het 'n spesifieke rede gehad. Want jy kan nie die kroon ontvang vir enige iets, as jy nie deur 'n tyd van voorbereiding en opoffering gegaan het nie. Dit is hoe dit werk. Dis eers die kruis, dan kom die kroon. En Jesus is op hierdie donkie vir 'n rede, want hy is in die voorbereidingstyd. Jy kan nie 'n graad ontvang, as jy nie eers vir etlike jare gestudeer het nie. Jy kan nie die 2 oseane marathon gaan hardloop, as jy nie maande en maande en maande vooraf geoefen het, nou geset, geoefen het aanhoudend nie. So daar is eers 'n kruis, daar is eers 'n opoffering, voor die kroon kan kom. Die probleem met die kerk is, ons wil net die kroon hê, want ons sê, Jesus doen die kruis, en dan is hy klaar, ek wil net die kroon hê. En tog sê die Bybel, tel op jou kruis, en volg my. Nou ons weet dat hierdie donkie beteken vrede, maar die donkie beteken ook nederigheid, in Engels humbleness. En Jesus kom in op hierdie donkie, want hy is op daardie stadium die nederige, en hy gaan die vernederde een word, voordat die verhooging kan plaasvind. Dit gaan eers Golgotha wees, voordat God die Vader gaan sê, omdat jy gehoorsaam was, gaan ek jou verhef, en ek gaan jou die naam bo alle name gee, en ek gaan alle mag, en alle gesag, en alle owerheid aan jou ondergeskik stel. Omdat jy gehoorsaam was, volgens Efesiërs 1 en Filippense 2, julle kan op julle eie tyd daardeur gaan. En nou ry Jesus die donkie in, want wanneer hy terugkeer, gaan dit nie op 'n donkie wees nie. Met die wederkoms, gaan dit so 'n bietjie 'n ander storie wees. Jy sien, hy moes op die donkie inkom, want hy het gegaan as die lam wat geslag gaan word, die nederige een. Maar wanneer hy terugkom, kom hy terug as die koning van alle konings. En hy ry op 'n wit perd. En dan is dit 'n ander storie, dan kom hy nie as die lam nie, hy kom as die leeu uit die Judas stam. Oorwinnaar, hy het klaar op die kruis oorwin, maar op daardie stadium was hy nog op pad, en ek wil hê, jy moet gou saam hoor, as jy nie lees nie, luister net. Openbaring 19, vanaf vers 11 sê die volgende. Johannes praat hier. Hy sê, toe het ek die hemel geopend gesien, en daar was 'n wit perd, en hy wat daarop sit, word genoem getrou en waaragtig.
En hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid. En sy oë was soos 'n vuurvlam, en op sy hoof was baie krone. En hy het 'n naam gehad wat geskrywe is, wat niemand ken nie, behalwe hy self. En hy was bekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop was. En sy naam was die woord van God. Jesus, die woord van God. En die leers in die hemel het hom gevolg op wit perde, bekleed met wit en fyn rein linne. En hy dra op sy kleed en op sy heup die naam wat geskrywe is, die koning van die konings en die Here van die Here. Dis wie terugkom. Daai wat ons nou van gesing het, Behold he comes, dit is hy wat gaan terugkom. En ek en jy gaan met ons oor dit aanskou. En al daai wat nie geglo het nie, selfs hulle gaan neerval in groot oor voor hom. En hulle gaan sê, waarlik, hy is die seun van God. En nou staan hier die ouens en hulle skree, Hosanna! Ere aan die koning van alle konings, ere aan die Here, Hosanna! En hulle is so opgewonde oor hierdie man wat inkom. Baie weet nie waaroor dit gaan nie, maar hulle word opgesweep in die hele proses in. En in die Johannes weergawe sê dat daar was 'n groep gewees met die intog, en daai groep is dieselfde groep wat teenwoordig was toe Jesus Lazarus opgewek het uit die dode uit. En hulle vertel vir die ander en sê, dit is die een wat ons julle van vertel het. Dit is hy wat vir Lazarus opgewek het. En die Bybel sê, daai skare het na hom toe gegaan as gevolg van die dade en daad van opwekking, die wonderwerk wat hy gedoen het. Dit is die rede hoekom hulle gegaan het. Daar's niks wat mense so trek soos sensasie nie. Daar's niks wat mense so beïndruk dat hulle kan sê, ek het was in die teenwoordigheid van 'n beroemde gewees. En Jesus was beroemd gewees. Hy was 'n celebrity in die Bybelse tyd, maar hy was ook berug gewees. Almal het nie van hom gehou nie. Soos almal nie van jou hou nie, as jy in goeie company, want hulle het ook nie van die koning gehou nie. So moenie laat dit jou afsit nie. Daar gaan altyd een wees wat nie van jou hou nie. En het jy al agtergekom dat mense jou, hulle hef jou op en hulle gee vir jou komplimente, solank soos wat jy vir hulle iets kan doen. Maar die oomblik, as jy sê, dis nou bietjie klaar, of ek kan nie, skielik vermurwe die komplimente, dit disintegreer, dit verdwyn, en jy dink, Here, hoe kan dit wees? Ek het gedog, ek en die persoon is soos ketty en klip. En nou skielik is ek nie meer die een nie, want jy voldoen nie meer aan die verwagting van daai persoon nie. En omdat jy nie meer aan die verwagting voldoen, en jy kan nie meer vir my gee wat ek gedink het, ek by jou kan kry nie, daarom is jy nou nie meer die een nie. So nou beweeg ek net aan na die volgende een toe. En dan besef 'n mens, Jesus, dit het nooit oor my as mens gegaan nie. Ek het gedog hy of sy hou van my as mens. Dit het gegaan oor wat ek vir hom of haar kon doen. En dis presies wat hier gebeur. Almal hardloop, Hosanna, Hosanna. Want as hy iemand uit die dood opgewek het, wat kan ek by hom kry? Jesus, hy gaan vir my moet iets doen. Want hy moet redelik magtig wees as hy dit kan doen. En nou hardloop hulle, en hulle besing vir hom hierdie lof. Luister, hulle sê en hulle roep, Hosanna, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Geseënd is die koninkryk, alles goed, wat kom in die naam van die Here. Die koninkryk van ons vader Dawid. Wag 'n bietjie. Hosanna, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Waar kom Dawid nou in? Oor wie gaan dit nou hier? Gaan dit oor my vleeslike koninkryk? Of gaan dit oor God se koninkryk? Wie se koninkryk bou ons nou? Want jy sien, Hosanna beteken, dit is 'n uitroep
van verering. Dit is 'n uitroep van verwondering en van eerbetoning en erkenning. Dit is wat Hosanna beteken. Dit beteken inderwaarheid, wees ons redder. Wees ons verlosser. So hulle stap hom tegemoet. Wees ons redder. Wees ons verlosser. Hosanna. Want dit was wie hy in hulle koppe gewees het. Dit is wat hulle gedink het. En die fariseërs en die leiers kom en hulle sê, wie is die man wat hierdie verskriklike ophef veroorsaak? Wat gaan nie aan? Dis amper Paasfees. En hierdie man kom in en die hele magtige Jerusalem is in oproer oor hierdie man. En dis die antwoord wat hulle gee. Hulle sê, dit is die profeet, Jesus, wat kom vanuit Nasaret, Galilea. Met ander woorde, hy is ons redder, want ons dink dat hy gaan kom en hy gaan ons verlos van die Romeinse onderdrukking, wat daardie tyd aan die orde van die dag was. Hy gaan ons bevry, hy gaan ons onafhanklikheid teruggee, ons gaan ons voorvader Dawid se koninkryk weer kan bou, ons gaan loskom van hierdie Romeine wat ons onderdruk, en ons gaan weer 'n vry nasie wees. Hierdie profeet, hierdie Hosanna, hierdie redder gaan dit doen. En hulle gee hom erkenning daarvoor, maar hulle gee hom nie erkenning vir die seun van God nie. Want dis wie hy eintlik was. Nie net profeet nie. Dit was maar deel van sy bediening. Dis nie wie hy was nie. Hy was meer as net hulle Hosanna. Maar hulle kyk, wat kan u vir my doen? Kom bou my koninkryk. Kom bou my vlees. Kom maak my behoeftes, of kom vervul my behoeftes. En dit maak 'n groot verskil van hoe ons God sien. Want hy was hulle Hosanna, maar hy was nie hulle Messias nie. En dis wat hy vandag vir jou wil wees, is jou Messias. Hy wil meer wees as net dit wat jy nodig het van hom. Baie gelowiges roep Hosanna, kom bou my koninkryk, en ek verdraai hierdie evangelie, sodat dit by my behoeftes en my lewenstyl pas. Ek verbuig hierdie evangelie, want dit gaan oor my vlees. En Here, ek sal my klere uittrek en neerlê voor u. En Vader, ek sal die palmtakke vat en voor Jesus swaai, en ek sal dit neersit. Alles. Maar moet my net nie vra om saam met u kruis toe te stap nie. Ek sal hier in die begin van Jerusalem, waar daar nie pressure is, en die leiers my nie gaan sien en uithaal en my vereenselwig met u, ek sal hier palmtakke swaai, maar wanneer u die Via Dolorosa stap, die lydingsweg, dan moet daar iemand anders wees. Ek is nog nie daar nie. So ek wil nie saam met u kruis toe nie, maar solank soos wat u my redder kan wees, en ek Hosanna kan roep, yes, dan is ek daar vir u. En die Here wil meer hê as dit. Wie is hy vir jou? Is hy vir jou net die profeet, wat jy jou eie koninkryk mee kan bou? Of is hy vir jou God, jou ewige God, wat jy sê, Here, ek aanbid u. Here, as u sê ja, dan loof ek u. As u sê nee, dan prys ek u steeds, want u is my alles. En ek bring alles vir u, want ek wil u koninkryk bou, en nie net my vlees nie. Want jy sien, solank soos wat ons behoefte en ons wil voorop lê, solank is jy besig om net klere uit te trek en palmtakke te gooi. Maar die oomblik, wanneer ons God se koninkryk begin bou, sê jy, nou stap ek die pad saam met u kruis toe. Ek is in dit, Here, om te bly. Die huwelik is geskep, sodat jy en jou man kan trou en by mekaar moet bly. Want julle staan in verbond met mekaar. Dis 'n eed wat ons voor 'n heilige God en ons familie aflê. Nou gebeur daar die lewe, ons het dalk verkeerde keuses gemaak en ons skei. Maar die huwelik was oorspronklik gebaseer op ons verhouding met God. Hy is ons bruidegom en ons is sy bruid. Ons het dit al gesê. So met ander woorde,
Die verhouding is van so 'n aard dat dit is nie veronderstel om te skeer nie. Dis in goed en sleg. Dit is in Hosanna aan die begin van Jerusalem en dit is by die kruis op Golgotha. Daar waar u is, daar is ek. As u sê nee, dan sê ek okay. Ek verstaan nie. Ek is dalk nie gelukkig en tevrede nie, maar ek submit onder wat u daar vir my sê. My vraag is, waar was die massas toe hy op die kruis was? Het jy al daaraan gedink? Julle wat die Bybel bestudeer, kan jy gou-gou uit die fees uit sê hoeveel mense moes hy aangeraak het oor sy tyd op aarde in die kort 3 jaar? Het jy enige idee? Dit moes der duisende gewees het. Johannes praat hier op die einde van sy evangelie en hy sê, Jesus het so baie goed gedoen, dat alles nie eers genotuleer kan word nie. Dis te veel, daar sou te veel boeke geskryf moes geword het. Hulle het maar uittreksels gegee van wat hy gedoen het. So waar was daai massas toe hy op die kruis gehang het? Het jy al daaraan gedink? Waar was die wat hy gevoed het, daai 3000 wat hy met die brood 2 geleenthede gevoed het? Waar was hulle? Waar was die ouens wat by wie hy die duiwels uitgedryf het? Vir wie hy genees het? Waar was sy disippels? Waar was die ouens wat net 'n paar dae van tevore die palmtakke geswaai het en geskree het Hosanna? Jy sien maar toe die druk begin inkom en hulle sien, liewe aarde, hier vloei bloed, toe staan ons terug. Waar was jy, Petrus? Waar was jy? Waar was Thomas, wat gesê het, kom manne, ons moet saam met hom Jerusalem toe gaan, want ons moet gaan sterf vir hom. En daar staan hulle by die kruis. Jesus se ma en 'n paar ander vroutjies. Ek dink Johannes was dalk nie te ver gewees nie, want op 'n stadium het Jesus met hom van die kruis af gepraat. Maar dis die enkelinge. Waar was die massas gewees? Waar is jy vandag? Skree jy Hosanna? Of staan jy by die kruis ook en sê, as ek u daar vereer het, dan vereer ek u hier, by die kruis ook. Maar baie keer is ons missing in action, daai MIA, missing in action, wanneer die druk kom, wanneer die bomme begin val, wanneer die uitdagings kom, wanneer die stormagtige tye kom, en jy dink God hoor en antwoord nie, of hy vat sy tyd, dan is ons missing in action, wanneer ons eintlik daar moet wees, om regtig so naby te wees. En nou kom Jesus Jerusalem binne. En hy kyk na hierdie pragtige stad, vir wie hy soveel hoop gehad het, eintlik sy stad, nee. En die Bybel sê, hy begin huil. In fact, die Bybel sê, hy begin ween. En daar is 'n verskil tussen ween en tussen huil. Daar is 'n wesenlike verskil. Ween is jy snik so hard op, dis stikkende, rou snikke wat uit jou binneste uitkom. En hy sit op hierdie donkie en hy kyk na hierdie massas wat hom vereer. En hy kyk na Jerusalem en hy besef, Here, hulle harte is nie hierin nie. Want oor 'n rukkie gaan hulle skree, kruisig my. Dieselfde ouens wat met dieselfde lippe my nou vereer, gaan oor 'n rukkie skree. Ek is nie waardig om koning genoem te word nie. Maak 'n einde aan hom. Gee vir ons eerder Barabbas, die reeksmisdadiger. En hy ween in sy hart. Ek wil vir jou presies lees wat die woord van God daar sê in Lukas 19. Ek gaan hom sommer daar vat van vers 41. En toe hy naby kom en die stad sien, het hy daaroor geween. En hy sê, as jy tog maar geweet het, ja, ook in hierdie dag van jou, die dinge wat jou tot vrede sou dien, maar nou is dit vir jou oë bedek. Want daar sal die dae kom oor jou, dat jou vyand 'n skans rondom jou sal opwerp, en jou omsingel, en jou van alle kante af insluit. En hulle sal jou en jou kinders teen die grond verpletter,
en hulle sal in jou nie een klip op 'n ander laat bly nie, omdat jy die gunstige tyd, toe God jou besoek het, nie opgemerk het nie. En ongeveer 70 na Christus is hierdie profetiese woord van Jesus tot op die letter volbring. Toe Jerusalem verwoes was en die hele tempel vernietig was, sodat daar niks van die tempel af oorgebly het nie. Jy sien, vanoggend sit ons in die kerk en alles is gemaklik en dis gunstige tyd. En ons weet die Here is hier want hy spreek tot jou in my hart. Dis gunstige omstandighede en dit is hoekom die genade deur oop is en hy sê vir jou op hierdie Palmsondag, roep vir my Hosanna. Maar nie net Hosanna nie, maak my jou God in die opsig dat ek jou in elke faset van jou lewe as gesagsbron staan. Dat ek in elke faset van jou lewe vir jou so kosbaar en belangrik is, dat jy weet, Here, ek gaan nie oorleef as U nie daar is nie. Ek wil meer as jou Hosanna wees. Ek wil jou Messias wees. Ek wil jou Christus wees. Ek wil jou redder wees. Ek stel nie belang in jou verlepte palmtak wat jy vir my waai, terwyl ek op my donkie inkom nie. Ek wil weet, dat wanneer dinge begin druk, en ek die olie uit jou uitpars, om jou rein en suiwer te maak, sodat my salwing jou deel kan wees, wil ek weet dat jy steeds by my gaan staan, en nog steeds jou liefde vir my gaan bely, want dit is waar die uitdaging gaan lê. Jy sien, daar's baie mense, wat die evangelie hoor, maar daar's min ouens, wat disippels word. En dis wat hy jou nooi. Totale disippelskap. Stap hier uit, gaan maak 'n verskil daar buite. Moet dit nie vir jouself hou nie. Wat my terugbring by my akker vanoggend. Hierdie akker is eenvoudig net 'n simbool van wat in jou is. En ek gaan nou hierdie fles, hierdie vaas omstuur. En jy is welkom om een te vat, en jy hoef ook nie een te vat nie. Ek weet dit is 'n eenvoudige gebaar, maar dit is wat die Here my gegee het. En die Here sê hy die nederiges van hart lief. So ek is net gehoorsaam. So vat 'n akker of losse akker, dit gaan my nie pla nie. Maar die akker is daar om jou te herinner dat jy vir God kosbaar is. En dat hy binne in jou iets geplaas het, wat so ongelooflike potensiaal het, om so groot te word, dat jy dit nie sal kan besef nie. Want die Heilige Gees se bemesting, en se water, en se krag, en se sonlig, is in jou, sodat jy kan groei tot daai eik. Jou visie, jou droom, die gebed wat jy vir God het, jou beloftes, staan dalk nog nie as 'n groot eikeboom nie. Maar die vermoë en die kapasiteit is daar. Want die saad is hier binne-in. En jy gaan sien as jy na hierdie akker kyk, as hulle van die boom afval, is hulle pragtig groen en stewig en alles is perfek. Maar die feit van die saak is, ons is nie in 'n perfekte lewe nie. Ons is nie perfekte mense nie. Ons almal het 'n geskiedenis. Ons almal het klappe en stampe en stote en al seer gehad in ons lewe. En jy gaan sien, van hulle is al verbleik. Van hulle se punte beginne kraak. Miskien is daar 'n uitloopseltjie by een van hulle. Van hulle se doppies is dalk al besig om af te val en hulle is vol vlekkies. Want ons is nie perfek nie. Ons maak foute. Ons bereik net eers perfeksionisme as ons in Christus is. Dis hy wat die verskil in jou lewe maak. Wat maak dat jy kan heilig leef. Dis net hy wat sê, wees heilig want ek is heilig. So ek gaan hierdie omstuur en jy is welkom om te vat en jy kan meer ook vat as daar dalk iemand is vir wie jy wil gee. En dan wil ek 'n tweede uitnodiging rig. Onthou nou, hierdie akker is om jou te herinner aan jou verhouding en jou toekoms met hom.
en dat hy vir jou meer as Hosanna wil wees. Hy wil jou ewige God wees in elke faset van jou lewe. Maar die tweede uitnodiging wat ek wil rig, en dit is waar die uitdaging kom, is dat as jy sê Jesus, ek weet in my hart is daar 'n kruisopdrag. En ek weet dit gaan nie maklik wees nie. En ek talm om dit te doen, want ek besef daar gaan dalk baie pyn en uitdaging wees, en ek voel onvolwasse, en ek voel bang, en ek voel ek is nie bevoeg om te doen wat U vir my vra nie. Maar ek gaan getrou wees. Dan gaan ek jou nooi om vorentoe te kom, en in die blou bakkie vir jou 'n akker te kom haal. Hierdie akkers is kruisakkers. Dit is jy wat saam gaan stap tot voor die kruis, en die kans gaan vat, dat daai soldate vir jou gaan arresteer, en sê, o, jy's een van hulle, slat vir hom 'n kruis op, kom, trek hom oop, martel hom, soos wat ons die een nou net gemartel het, wat in die middel hang, want hierdie een, is 'n verlengstuk van daai een wat in die middel hang. Dis die kans wat jy gaan moet loop, as jy 'n kruisakker gaan kom haal. En dis jou keuse. As jy 'n gewone akker wil vat, is dit reg. Maar as die Gees van God jou roer, en jy weet, daar is iets massief groot en uitdagend wat jy vir hom moet doen, en jy het waaragtig sy hulp en sy leiding nodig, en daar gaan daar wees wat jy gaan huil, wat jy gaan ween, en sê, Here, hierdie ding is te swaar vir my. En daar gaan daar wees wat jy sê, Here, hierdie pad is te alleen vir my. Maar ek is bereid om my kruisakker te gaan haal. Ek is bereid dat soos hulle U slaan, dat die bloed op my spat, want dis die bloed wat my vry maak. En ek weet dis nie vir almal nie, en daar's geen veroordeling as jy dit nie wil vat nie. Maar ek wil vir jou waarsku, as jy kom om hom te vat, moet jy weet dat die uitdaging gaan kom, en dan moet jy staan by jou belofte. Moenie beloof as jy dit nie gaan nakom nie. Baie dankie. Ons sing Hosanna, want die koning het gekom, en hy is
dankie vir jou gehoorsaamheid. Mag die Here jou seën en hy gaan jou geloof in hom eer. Kom ons bid saam. Kom ons staan asseblief. Here, ek dank U vir heilige oomblikke soos hierdie. Vader, dit sal nooit oud word nie. Here, ek dank U vir harte wat ver oggend gehoor het en wat gevat het. En Heilige Gees, ek bid dat U hulle herinner, dat wanneer die lewe begin druk, my God, en hulle daai akkertjie sien, dat hulle sal weet, ek het die vermoë. In hom het ek die kapasiteit. Ek kan, want hy het, en daarom kan ek. Vader, dit wat hulle moet doen, waar hulle moet neersit. Miskien moet iemand hom gaan plant vir 'n eikeboom, ek weet nie. My koning, maar ek dank U, dat U op so praktiese kinderlike wyse met ons praat, sodat ons daarmee kan identifiseer. Dankie vir hierdie woord vanoggend, my God. Dankie vir U teenwoordigheid. Word verheerlik in hierdie hele week, my koning, wat voorlê, wat oploop na die klimaks toe. Ons eer en ons loof en prys U, want U alleen is waardig bo elkeen. In Jesus naam, amen en amen. Mag julle